Goeiemôre graad 10s. Kom ons praat gou 'n bietjie oor finale rekeninge, final accounts. Ons het nou in die vorige video het ek bietjie aansyferings verduidelik. Nou gaan ek gou die finale rekeninge verduidelik en dan gaan ek met julle 'n oefening of twee doen waar die twee op mekaar kom. OK, so die finale rekeninge, 'n mens het in 'n besigheid, soos julle van graad 8 af ook al leer, het 'n mens die balansstaatrekening afdeling wat jou kapitaal, onttrekkings en jou bates en laste is. En dan het jy jou nominale rekening, nominal account section, which is your income and your expenses, jou inkomste en jou uitgawes. Nou kry ons nog 'n afdeling in die besigheid aan die einde van die jaar. So hierdie kom letterlik net aan die einde van die jaar kom dit by. Dit is nie elke maand deel van jou algemene grootboek nie. So it's only at the end of the year that this is now part of your general ledger. And this is the final account section. Hier's twee rekeninge by die finale rekeninge. Die handelsrekening en die wins- en verliesrekening. Goed, nou 'n besigheid handelsbesigheid waarmee ons nou besig is, het verkope. Nou as jy jou verkope vat, minus die koste van verkope, en nou wil ek ook vir julle sê, by die verkope onthou, daar's debiteure en so, wat ons nou goed terugbring ook, so verkope minus debiteure afslag, en dan minus jou koste van verkope, dan kry jy jou bruto wins, jou gross profit. Dan tel jy al jou ander inkomstes by, dan trek jy al jou ander uitgawes af en dan kry jy op die ou en die netto wins. So we want to know what is our net profit for the year, and this is the way you do it. You take sales minus debtors allowance, minus cost of sales, then you get the gross profit. So daai boonste gedeelte tot by die gross profit, dit gebeur in jou handelsrekening, in your trading account. Dan die ander inkomstes, ander uitgawes wat op die ou en vir jou die netto wins gee, dit kom in die wins- en verliesrekening, profit and loss account. Okay, so hier is sommer net so ook 'n opsommingkie, so die doelwit van die handelsrekening is om te sien hoe lyk jou kope en verkope van items, en dit bepaal die bruto wins. En dan sal julle sien daar in blou aan die onderkant is verkope, koste van verkope en debiteure afslag wat daaraan kom. Dan die profit and loss account, die wins- en verliesrekening, dis om te sien wat jou netto wins is. Okay. Goed, so jy gaan altyd 'n gevalle studie kry, met die einde van die jaar wat hulle vir jou gaan gee, en dan gaan hulle vir jou so proefbalans gee. Dit gaan partykeer 'n vooraansuiwerings wees, dit gaan partykeer 'n na-aansuiwerings wees, maar ek sal nog by dit uitkom. Hulle gaan vir jou proefbalans gee, dan gaan jy jou balansstaatrekening afdeling kry en jou nominale rekening afdeling, en hier waar die oranje wys, we are going to focus on the nominal account section. Right. So die eerste fase is, jy moet 'n handelsrekening doen, 'n trading account. Nommer 1, jy gaan die verkope vat, minus die debiteure afslag, net soos hier op hierdie prentjie, dan kry jy jou regte verkope. So you take the sales minus the debtors allowance to get your real sales for the year, and then you post it to the trading account on the credit side. Right. Then you take on the debit side, the cost of sales, you put there, and then you take the sales minus the cost of sales to get the gross profit. En daai bruto wins boek jy dan oor na die wins- en verliesrekening toe. Okay, hier's net gou so 'n paar adjustments. Ons gaan nou by dit kom. Wil gou hierso. Wins- en verliesrekening. So, hier aan die bokant, die heel bo, gross profit, bo in die hoek. En dan die res aan die kredietkant is alles inkomstes en alles aan die debietkant is uitgawes. En op die ou einde vat jy al jou inkomstes minus jou uitgawes, dan kry jy die donkergroen een hieronder wat vir jou netto wins dan nou gaan wys. Okay. Kom ons kyk gou hier deur die aansuiwerings. Ek skraal gou terug. So 'n paar aansuiwerings wat mens kan kry. Iets soos miskien jou huurinkomste, jou rent income. Daar is 'n paar scenario's wat met huurinkomste kan gebeur. Die eerste een is dat jy dalk te veel ontvang het.
dit kan wees dat die hier iewers in die jaar verander het. Dit was sê nou maar R2000 'n maand gewees, toe verander dit na R2500 toe. Miskien is dit persentasies wat verander het, miskien het dit, was dit R2000 toe dit met 10% opgegaan. And then there's also the scenario of maybe you haven't received everything for the year. En dis nou wat hierdie spesifieke scenario verduidelik. So that 13,750 is the total you received for the year so far. And you will get it in your nominal account section. So daarso, hier inkomste 13,750. Okay, oeps, sorry, verkeerde kant toe. Dan deel jy hoeveel maande dit nou al is wat jy voor ontvang het, kry jy dit per maand. En dan, volgens die paringsbeginsel, moet ons hierdie maand sin ook nog inskryf, al het ons dit nie gekry nie. So you add that, and then you get December's amount. Ek dink hier was nog 'n verhoging ook van R80. Okay, dan iets soos rente, werk so op dieselfde manier. Miskien het jy nog al jou rente ontvang van die bank af nie, maybe you haven't received all your interest yet from the bank, so dan vat jy ook maar die totaal wat hulle vir jou gee, interest, daarso 11,250, dan gedeel deur hoeveel maande dit nou al is wat jy gekry het, you received it for 9 months, en dan maal met 12 of maal met die uitstaande 3 om die totale rente te kry. Goed, dan iets soos, miskien het hulle vergeet van 'n werker se salaris om dit net in te skryf. Hulle het dit betaal vir die ou of so, maar hulle het vergeet om dit in te skryf. So then you take your net salary plus the deductions to get the gross salary, as hulle vir jou die netto 1 gee. As hulle vir jou die bruto 1 gee, perfect, dan vat jy die bruto 1 net so. Okay, en dan sit mense dit nou maar net by, jy vat jou ou salarisse, ek gaan gou weer terug, so hierdie bedrag wat jy het, salaries and wages, you take that amount, that was the amount for the year so far, they forgot about 1, hulle het van 1 vergeet, so sit hom by, en dan kry jy jou totale salarisse. Dan die contribution gedeelte, daar's employers contribution, 10,800 so far for the year, en dan sit jy maar net nog by wat jy vergeet het. So jy sit die 350 by, en dan kry jy jou finale bedrag vir die jaar. Okay. Iets soos, daar's 2 goed wat op hierdie manier kan gebeur. Versekering en advertensies. Versekering en advertensies betaal jy baie keer sommer al 'n jaar vooruit. Okay, so they give you an amount. Here's a scenario. Let's read the scenario. A premium of 2,400 was paid until the 31st of July 2021. This falls outside of the current financial year. So daar was 'n premie betaal van 2,400 tot en met die 31ste Julie. Maar jou jaar eindig op die 30ste Desember. Okay, so dan werk mens nou uit. As hulle dan nou dit betaal het tot die 31ste Julie, dan moet jy nou uitwerk hoeveel maande. So van Januarie af, want Desember is die einde, so van Januarie af tot Julie is 7 maande. So then you take that amount, divide by 12 times 7, and you deduct, jy trek dit af. Jy trek daai gedeelte van die van die versekering, ek kry nou nie die woord nie, van die versekering trek jy af om die jaar te kry wat jy actually, die bedrag te kry wat jy actually hierdie jaar betaal het. Okay, dan, ek wil gou hier, okay, daar is net 'n prentjie. Goed, dan iets soos, hier is nou nog so 3 scenario's. Let's say something like your stock. Op jou proefbalans wat hulle vir jou gegee het, sê hulle dat die trading stock, dis nou in die balance sheet account section, hulle sê die handelsvoorraad moet 70,000 wees. Okay, dis wat hulle op rekenaarsysteem het, dat het 70,000 wees. Toe maak jy nou jou besigheid eenmiddag toe, en jy tel toe nou hoeveel goed daar regtig is. And then you counted that there's 64,700 se goeders. Dit beteken daar is weg. Van dit wat die rekenaar sê, die 70,000,
en 64.700 is al weg. Dis soos, jy weet jy het 5 pare sokkies, nou gaan tel jy, daar's net 3 pare sokkies, dan is almost 2 weg. Okay, so that shortage, daai tekort moet jy inskryf as 'n uitgawe. Dan iets soos skryfbehoeftes, ek het in die vorige video ook gesê van kom ons sê die skool koop 50 pakke papier en hulle het al 45 gebruik, dan bly ons nou 5 oor. Maar hoeveel het hulle regtig gebruik? So that's the amount, once again, if you go back to your trial balance, the stationery, that was what they paid for stationery for the year. Hulle 2.998 pakke papier aangekoop, okay? Maar, hulle het net, of hulle het nog 107 oor, so hoeveel het hulle regtig gebruik die jaar? So you minus the 107 rand to actually calculate what you've used for the year. En dan lyk my die water en ligte, as ek het nou so kyk, het julle nog nie betaal nie, so die water en ligte bedrag wat hulle in die proefbalans gee, isn't the whole year's amount, you haven't paid 412 yet, so you add that to the current trial balance amount. Okay. Dan waardevermindering, ek gaan waardevermindering ook nog baie mooi volledig met julle doen, maar hier is om net 'n vinnige manier, of 'n vinnige verduideliking, voertuie 10% per jaar op die kosprysmetode, so jy vat die kosprys maal met 10%, dan kry jy die waardevermindering. Equipment is on the diminishing balance method, die verminderde saldo metode. So die kosprys saldo moet met iets verminder. En waarmee moet dit verminder? Het moet met die vorige waardevermindering verminder. So you take the cost price minus the previous depreciation waardevermindering, om dan die drawaarde te kry. Vat jy die drawaarde maal met die persentasie 15%, dan kry jy waardevermindering. Vat jy die voertuie sin 14.000, toerusting sin 21.600, tel het by mekaar, dan kry jy die totale waardevermindering van 35.600. Iets soos bad debts. Daar is mos debitere wat jou nie betaal nie. Nou, jy het dalk van enetjie vergeet. So, ook hierdie bedrag kom uit jou proefbalans uit, en dan sê die aansuiwering gewoonlik maar net vir jou, jy het vergeet van een, so dan sit mens dit maar net by. Okay, en dan daar is al die bedrae wat ek nou so deurgegaan het, daar is al die bedrae, hulle is almal uitgawes of inkomstes, en dan kry mens op die ouende jou netto wins. Goed, ja, dit is die einde graad 10's